Goeiemôre gemeente, lekker om weer vandag hier by julle te wees. Hierdie lieflike Sondag, bietjie koeler as gewoonlik, maar dis lekker warm as ons so saam in die huis van die Here is, na die woord van die Here kan luister, en ons bid ook dat die Here ons saam weer sal seën, die prediking ook sal seën, en dat ons harte sal oopmaak vir die woord van die Here en dit dan ook gaan uitlewe elke dag van ons lewe waar ons ook al mag wees. Ons begin ons erediens vanoggend met die sing van 'n toetrede lied wat ons staande gaan sing uit lied 154 vers 1 tot 3 en dan daarna bly ons staan vir die fotum en die seën. En dan sonder verdere aankondiging sing ons dan die lofsang uit lied 200 vers 1 en 3. Maar nou ons toetrede lied 154 vers 1 tot 3 staande. Kom nou tesaam, laat ons vergader, een as sy kerk, een in sy naam. Kom ons sing dit saam. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. En so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vasstrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Liewe gemeente, ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die sing van Lied 235 vers 1 en 2. Voor die wet weer staan ons skuldig, liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig, aan ons vaste en ons God. Ons wil die gebod bewaar, maar ons struikel baie kere. Leer ons liefde vir mekaar, maar boal vir U, o Here. Liefde doen aan niemand kwaad nie, dis vervulling van die wet. Die gebod mag ons nie laat nie, maar met ywer daarop let. Ons weet ver is reeds die nag, ken die tydsomstandighede. Weldra breek die volle dag, wek ons hier uit valse vrede. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. En dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God soos volg. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God, uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs aan ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het, en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe
en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Gemeente, ons het nou ons geloof bely. Laat ons lewe opnuut aan die Here toewy. Kom ons sing daarom uit lied 203 vers 1 tot 3. Liewe gemeente, ek wil graag vir ons uit die woord van die Here vanoggend saam lees, uit die Nuwe Testament, uit die brief aan die Efesiërs, en ons lees hoofstuk 4, vanaf vers 17 tot hoofstuk 5, vers 5. En die opskrif hier, net bokant vers 17, is die ou en die nuwe lewe, die ou en die nuwe lewe. Kom ons lees dit saam. Efesiërs 4 vanaf vers 17. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dis nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig.
Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel en hy moet deur harde werk op 'n eerlike manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, soos dit julle hoorders ten goeie kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik is. Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. En dit moet julle goed besef, iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierigaard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Tot sover die skriflesing vanoggend, geliefdes. Elke mens wat die woord van die Here hoor, dit glo en gaan doen, is 'n gelukkige, geseënde mens hier op aarde. Kom ons bid nou saam. Liefdevolle God, die hemelse Vader, dankie dat ons U mag ken. Dankie dat ons insaag het in U heilsplan vir die wêreld en dat U ons intrek en deel maak in die uitvoering van U heilsplan hier op aarde. En dit is dat ons 'n toekoms het, 'n toekoms wat uitmond in die heerlikheid by U. En daarom, Here, wil ons niks onaangeraak of onaangeroer laat bly om U voluit te kan dien en U voluit U naam groot te maak en te loof nie. Want Here, ons is bewus van U goedheid, die genade wat ons so onverdiend uit U Vaderhand ontvang. Nie net die genade wat ons het om te kan lewe hier op aarde, nie saam met baie mense wat U vir ons gee, met wie ons kan saamlewe nie, maar bovenal dat ons saam met U mag lewe, hand aan hand deur die lewe kan gaan en kan weet, oor berge en deur dale is ons nooit alleen nie. U is by ons, U dra ons, ook in daardie moeilike tye van ons lewe, as ons nie meer weet hoe om vorentoe te gaan nie, dan weet ons U is daar. Daarom wil ons ook graag soos U kinders lewe, om vir U dankie te sê met ons lewe, vir al U liefde en genade en die verlossingswerk in Jesus Christus, waar hy aan die kruis vir ons gesterf het en die dood oorwin het. En omdat dit ook Paasfees geword het, opstandingsdag, oorwinning oor die dood, wil ons lewe aan U opoffer in dankbaarheid. Nie om iets daarmee te verdien nie, maar net om vir U dankie te sê dat Christus dit alles vir ons verdien het. En daarom Here, wil ons ook elke Sondag in U huis by mekaar kom, as U kinders, as U gemeente, en wil ons lewe en werk en dink as U kerk, ons wat aan Jesus Christus behoort, want in Christus is ons ryklik geseën
In Christus kan ons die pad loop deur die lewe en kan ons hierdie wêreld 'n beter plek maak, omdat U deur ons dan werk. En daarom bid ons vir U kerk en gemeente, ook op hierdie plek. Ons bid vir elkeen wat bereid is om U woord te verkondig, U woord uit te dra. As dit dan nie met woorde is nie, met dade. Daar waar ons lewe, werk en speel, dat mense wat ons raak sien en ontmoet kan sien, hier is 'n kind van die Here lewe regtig, want hy lewe, sy lewe soos 'n nuwe mens. Ons bid Here, dat U nou ook die verkondiging van U woord hier en oral, waar dit vandag sal plaasvind, oor die ganse wêreld sal seën, lê U self die woorde wat gepreek moet word in predikers se harte en bring dit ook tot uiting, sodat elkeen U woord hard en duidelik kan hoor en presies kan weet wat is U wil, waar volgens ons moet lewe. Ons bid vir vrede in ons harte, in ons huise, in ons huwelike, in ons verhoudings, in ons gemeente, in ons land. Die vrede wat net U vir ons kan bied. Ons bid dit alles met die vergifnis van ons sonde, vra ons dit in die naam van ons enigste Here en Verlosser, Jesus Christus. Amen. Kom ons sing weer saam voor die preek, broers en susters, en ons kan net so bly sit. Die baie mooi lied uit 475, dit handel ook oor die kerk, wat ek ook graag wil aansny en aanraak, die tema, kerk in my preek. Allerhoogste Hemelvader, lofgesange prys U naam, in ons kerke, in ons huise, loof ons, dank ons U tesaam. 475 vers 1 en 2 voor die preek, terwyl ons net so bly sit. Liewe gemeente, die teksverse vir die prediking vanoggend lees ons in Efesiërs 4 vers 22 tot 24. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. En die tema vir my preek vanoggend, omdat ons so 4 weke gelede Paasfees gevier het, opstandingsdag van die Here uit die dood, is die tema Paasfees maak dat ons beste klere wil aantrek. Paasfees maak dat ek en jy ons beste klere wil aantrek. Liewe gemeente, die brief van Paulus aan die Efesiërs
is 'n baie positiewe brief. Van begin tot einde. Dit begin eintlik al met 'n hoogtepunt, die woorde van aanlof aan God, al die lof en die eer. Die woorde wat ek gebruik het as fotum vanoggend hier vir hierdie erediens. Maar dwars deur hierdie brief van Paulus is dit positiewe gedagtes, ook selfs as dit oor die mens gaan, oor jou en oor my, as dit oor die kerk handel, eintlik net 'n positiewe uitstraling. En dit is so merkwaardig, want hierdie brief staan bekend as 'n brief van die apostel Paulus, en heel waarskynlik het hy hierdie brief geskrywe terwyl hy in die tronk was, in gevangenskap verkeer het, en dat hy dan so positief oor die lewe van gelowige mense kan praat in hierdie deurmekaar harde wêreld is merkwaardig. Wat opmerklik is van hierdie brief, sommer al in die eerste paar verse, is dat Paulus hierdie brief rig aan gelowiges, gelowige mense wat in God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees glo. Baie opmerklik. Is 'n brief gerig aan gelowiges daar in Efese, maar heel waarskynlik is hierdie brief ook as 'n omsendbrief na die verskillende gemeentes wat destyds daar in Klein-Asië bestaan het, gestuur, sodat dit voorgeles is daar in eredienste en mense kon hoor wat in hierdie brief geskrywe staan. En een ding wat uitstaan in hierdie brief, broers en susters, is dat Paulus sê, ons as gelowiges is bevoorreg dat ons insaag gekry het in God se heilsplan, God se bedoeling met die wêreld, met die mense in die wêreld. Eintlik God se bedoeling met die hele skepping, die heelal, hemel en aarde. En dat Paulus dan dit uitlig, maar ook in hierdie brief wil duidelik maak, as ons hierdie insaag het en hierdie kennis gekry het, wat ons taak as gelowiges behels, hoe ons kerk moet wees hier op aarde. Paulus sê, God is besig om hierdie wêreld, hierdie aarde te herskep en nuut te maak en na 'n nuwe toekoms te lei, waarheen ons as mense op pad mag wees, waarop ons ook mag hoop, en dit doen God deur sy Seun, Jesus Christus, na hierdie wêreld toe te stuur, te laat lewe, te laat sterf, en die dood te laat oorwin, die dood te oorwin. En daarom word Jesus Christus, sy Seun, al in die eerste hoofstuk die geliefde genoem, met 'n hoofletter. Sy Seun is die geliefde van God, want in sy Seun wil God hierdie wêreld na 'n nuwe toekoms toe lei. Ons lees van hierdie bedoeling, hierdie heilsplan, alreeds in hoofstuk 1 vers 10, waar daar geskrywe staan, God se bedoeling was om alles wat in die hemel en op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Dis waarheen God, ons Skepper, jou en my, ja hierdie hele wêreld, die heelal, wil heen toe lei. Alles onder een hoof, onder die heerskappy van Christus, verenig, een onder Jesus Christus, die geliefde, God se geliefde, aan wie hy al sy liefde gee. En deur hierdie geliefde, dat ons ook God se liefde mag smaak en sy seëninge mag ontvang. Dis die einddoel van alles hier op aarde, ook jou en my lewe, dis die toekoms wat ons het, om verenig te word onder Christus, die hoof, sodat ons onder sy heerskappy kan lewe. Daarom het God sy Seun, Jesus, na hierdie wêreld toegestuur, want so lees ons op ander plekke, God vind behaag in sy Seun. Maar in hierdie proses van God se bedoeling,
om hierdie wêreld, mense, die skepping, na daardie groot einddoel te lei en te bring om verenig te word onder Jesus Christus, gebruik hy ook vir jou en vir my, die kerk, elke gemeente, jonk en oud, groot en klein, mans en vrouens, elkeen met sy gawes en talente. En hierdie brief vertel dan ook van hierdie groot taak en rol wat jy en ek as gelowiges, as deel van die kerk is die liggaam van Jesus Christus, hy is die hoof van die kerk, ek en jy is die liggaam van Jesus Christus, wat 'n belangrike rol ons in hierdie tyd op aarde het, om te vervul en te speel. En dit is dat ons van hierdie wêreld 'n ander wêreld kan maak, 'n nuwe wêreld kan maak met hoop en toekoms, mits ek en jy getrou bly aan God se roeping en lewe volgens die wil van God. Daarom bestaan die kerk. Daarom is jy en ek vandag en elke Sondag in die huis van die Here teenwoordig. Daarom lewe ons ook by die huis en waar ons werk, soos kinders van die Here, om gelei deur sy Heilige Gees heilig te wees, eintlik soos God, om iets van God se grootheid en sy liefde te weerkaats in hierdie wêreld. Dis die groot en pragtige saak waaroor dit in hierdie Efesiër brief gaan, waaroor Paulus skrywe. Alles moet uiteindelik verenig word onder Jesus Christus die hoof. En in Christus word ons geseën met al God se gawes en seëninge wat hy deur Christus ook aan ons wil gee. En daarom in hoofstuk 2, broers en susters, van hierdie brief lees ons dan ook dat mense wat in die Here glo, soos jy en ek, en hom volg, is nuwe mense, uit genade nuwe mense. En kom hierdie nuwe mense saam en by mekaar as 'n eenheid. Is daar vrede onder hierdie nuwe mense. Dit staan ook daar so geskrywe dat hierdie eerste Christene is afkomstig uit Jode, mense wat dus die volk van die Ou Testament was, volk van die Here in die Ou Testament was, maar ook met Christene uit die heidendom, en saam vorm nou een gemeente wat in vrede een nuwe mensheid vorm. En verder wil Paulus daar ook sê, maak nie saak wie jy is, van watter oorsprong, en of jy 'n man of 'n vrou of 'n ouer of 'n kind is, dis een nuwe mensheid wat hierdie groot bedoeling, hierdie heilsplan van God deur geloof onder leiding van sy Gees tot uitvoer wil bring, sodat daar hoop is vir hierdie wêreld waarin ons lewe. Die pragtige woorde aan die einde van hoofstuk 2 van Efesiërs vertel ons meer van hierdie mensheid, die nuwe mensheid wat God op aarde wil skep. Hierdie Jode wat Christene geword het en heidene wat Christene geword het en ander volke wat saamkom en in vrede en as een kerk op aarde in Christus kan lewe. En dan staan daar, julle is nou nie meer ver van God af nie, maar medeburgers van die koninkryk van God, saam met mekaar as gelowiges en saam deel julle in die huisgesin van God. Pragtige woorde, medeburgers, huisgesin van God. En dan sê Paulus nog verder, julle is ook 'n gebou wat saam opgerig is op die fundament van apostels en profete wat hulle oor die eeue verkondig het en waarvan Christus self die hoeksteen is. En meer nog, dan sê Paulus, in Christus is julle hier op aarde ook 'n tempel vir God. 'n Tempel beteken God woon daar, waar gelowige Christene saam lewe, saamwerk in vrede, hulle geloof uitlewe, daar woon God saam met hulle as 'n geestelike huis. Dis die kerk. Dis die volk van die Here hier op aarde, die liggaam van Christus, waarvan jy en ek ook vandag deel mag wees. Ons is saam en ons word saam opgebou tot 'n woonplek van God
in hierdie harde, deur mekaar wêreld. En ons straal iets van God uit, ons lewe in vrede met mekaar, nie net in die kerk nie, nie net in die gemeente nie, maar ook in ons huise, in ons huwelike, in ons verhouding, ouers en kinders teenoor ouer. Ons is een liggaam, waarvan Jesus Christus die hoof is. En daarom het ek aan die begin van my preek gesê, so merkwaardige boek, so positief, wat mens hierdie boek ervaar, as jy hom lees, hierdie brief. Daar's eintlik nie plek vir negatiewe gedagtes nie, alles positief, opbouend, inspirerend, om mense saam te vat, die pad van geloof, na die toekoms van die Here toe. Ons is nuwe mense. Hier in die hoofstuk wat ek vandag voorgelees het, wil dit vir ons sê, as ons nuwe mense is, dat die oproep, 'n ernstige oproep, ons het dit ook gehoor, na ons toe kom, lewe dan elke dag, in ooreenstemming met die roeping, wat julle van die roepende God, wat elkeen van ons geroep het, ontvang het. En daarom, liewe broers en susters, gemeente van die Here, vra dit van jou en van my vandag 'n totaal nuwe manier van lewe, 'n ander lewenstyl, 'n nuwe lewe. Die ou lewe moet afgesterf word en die nuwe lewe moet geleef word. En so staan dit ook in hierdie gedeelte wat ek vanoggend saam geleef het. Lê julle daarop toe as gelowiges, ook in gemeente, kerkverband, om die eenheid wat die Gees tussen ons gesmee het, te handhaaf, te bewaar, op te pas, deur in vrede met mekaar te bly lewe. Want, sê Paulus in hierdie pragtige brief, daar's net een liggaam. En daar is net een Gees. En daar's net een hoop wat ons deel, waartoe God ons geroep het. Net een Here, net een doop, net een God en Vader van ons almal, wat oor almal is en deur almal werk en in almal woon. God se bedoeling, liewe broer en suster, jong mense, in hierdie brief kom dit duidelik na vore, is dat jy en ek vandag insaam mag hê, kennis mag neem van God se heilsplan, God se bedoeling met hierdie wêreld, dat ons God se visie vir hierdie wêreld ook ons visie sal maak, sodat almal uiteindelik onder een hoof, Jesus Christus, verenig sal wees. En daarvoor gebruik God die kerk, die liggaam van Christus, vir jou en vir my ook, om dit tot uitvoer te bring. Om hier waar ons in ons samelewing lewe, dit 'n beter plek te maak. Al is ons maar partykeer 'n klein handjie vol mense, om iets van die vrede en die liefde uit te straal, wat in ons harte, in ons huise en in ons kerke lewe. Dis 'n kenmerk, wil Paulus hier sê, van nuwe mense wat in die Here glo. En dit beteken dat ons Jesus se verlossingswerk, verlossing uit sonde en dood, en sy versoeningswerk, dat daar weer vrede is tussen God en mens, dat ons dit in hierdie wêreld, in ons samelewing, sal indra, dat dit deel van ons samelewing sal wees, dat ons dit sal voorleef vir die wêreld waarbinne ons lewe. Paulus wil sê, jy en ek is bevoorreg om dit te mag doen, om kennis te hê, insaag te hê in God se bedoeling met hierdie wêreld. En hy het jou en my uit genade gekies, geseën om sy kerk te wees, en daarom moet ons dit voluit gaan doen. In God, en God laat ons deel in sy liefde, wat hy aan sy seun, die geliefde, met 'n hoofletter gegee het, sodat ons ook deel kan wees van hierdie liefde. En dat ons deel kan wees as instrumente in God se hand, om hierdie wêreld deel te laat word van God se visie.
Paasfees het plaasgevind, broers en susters. Ons het dit so 'n maand of wat gelede gevier, daardie Sondag, wat ons saam was, wat ons die oorwinning oor die dood, die opstanding van Jesus, as eersteling uit die dood, gevier het. Dit het ons harte geraak, dit het van ons laat besef dat daar 'n toekoms oopgebreek is. Ons is nuwe mense. Paasfees sê jy en ek is nuwe mense. En dan is die hoop dat hierdie saak van Pasen ons so aangryp, dat ons dit wil vasgryp en dat ons dan ons beste vir die Here wil gee. Ons beste dade, goeie werke. Goeie werke is nie 'n skeldwoord in die kerk nie. Goeie werke uit dankbaarheid vir wat die Here uit genade aan ons bewys het. En daarom lees ons hier in hoofstuk 4 vers 23 en 24, julle lewe, ek lewe nou as nuwe mense. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër geleef het. Breek met die ou sondige mense in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Die woord en die beeld wat Paulus hier gebruik van breek met die ou mens, is die beeld van klere uittrek en klere aantrek. Paulus wil eintlik letterlik sê, trek die ou klere van die sondige mens uit. Gooi dit weg, sterf dit af, los dit daar, moet dit nie weer later optel nie. Daar's ander klere, beter klere. Eintlik die woord wat hy hier gebruik is, die splinternuwe klere wat jy in Jesus Christus ontvang het, wat hy vir jou tot beskikking stel weens sy kruis en opstanding uit die dood. Trek daardie klere aan en gaan lewe met daardie splinter nuwe klere in hierdie wêreld as nuwe mense wat God se heiligheid hier sigbaar laat word. Baie keer, broers en susters, en dit is eintlik maar wat hier na vore kom, dat hier eintlik net staan, ons nuwe mense is bekeerde mense. En baie keer as ons die woordjie bekering hoor, dan dink ons, dis vir daai vuil sondaar op die straat, wat al die verkeerde, lelike dinge doen. Hy moet hom bekeer, sodat hy daarom net deel kan word van ons gemeente, ons groep. Maar Paulus wil onthou, hy praat met die gelowiges. Paulus wil hê, ek en jy moet ons elke dag opnuut weer tot hom bekeer. Elke dag moet ons daai klere van die sondige mens, wat so maklik weer aan ons kom, vassit, uittrek, die nuwe klere, wat Jesus deur sy kruis en opstanding vir ons gegee het, aantrek. Hierdie teksgedeelte, Efesiërs 4 vers 22 tot 24, word ook in die Heidelbergse Katekismes gebruik, waar dit oor bekering praat, waar dit oor nuwe mense praat. In vraag 88 word daar gevra in die Heidelbergse Katekismes, uit hoeveel dele bestaan die ware bekering? En dan is die antwoord wat ons dan daar lees, 2 dele. Die afsterf van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Dis nie maar net om 'n klompie lelike goed te los nie, maar dit's aan die ander kant ook om vir die Here te begin lewe. En dis presies wat hier in Efesiërs 4 vers 22 tot 24 staan. Die Katekisme sê ook vir ons wat dit inhou. Wat beteken hierdie afsterf? In vraag 89. En luister mooi na die woorde wat die Katekisme dan gebruik. Hy sê dit moet uit die hart uitkom. Dit moet nie maar net 'n klomp wette wees wat jy nou skielik mooi gaan nakom nie. Beteken dit, dis moralisme. Maar dit moet uit die hart uitkom, uit liefde vir God, dat jy vir die Here wil begin lewe. Dis 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes, dat ons besef dat ons God deur ons sondes so vertoren het en dat ons daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. En wat is die opstanding van die nuwe mens, vra die Katekismes dan in vraag 90.
Dis 'n hartlike vreugde wat jy vind in God, deur Christus, 'n lus om in liefde te gaan lewe voor hom en met mekaar, volgens die wil van God, in alle goeie werke te gaan lewe. Die klere van die ou mens uittrek, of die ou sondige mens afsterf, beteken, broers en susters, om dit heeltemal te wil los. Nooit weer te wil aantrek nie. Nie maar die nuwe klere oor die ou klere aantrek nie. Nee, die oues uittrek en die nuwes aantrek. En dit beteken in my verstaan van hierdie woorde, dat die liefde van God so in ons harte moet werk, dat ons nie anders te wil as om elke dag ons lewe met goeie werke uit dankbaarheid vir hom te gaan gee nie. Dit is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie, dit is 'n voortdurende proses totdat die laaste dag aanbreek. Waarop kom dit prakties neer? Lewe na die wil van God. Straal God se beeld uit in jou optrede. Laat dit in alles wat jy doen en sê, daar moenie vuil taal, lelike praatjies, afbreekende goed deur jou gesê of gedoen word nie. Dit moet opbouend wees. Nie net in die kerk nie, net hier op 'n Sondag en miskien net gou na die kerk as ons gou met ons gemeentelede, ons broers en susters praat nie, maar ook daar in ons huise. Teenoor my man, teenoor my vrou, teenoor my kinders, teenoor my ouers, teenoor almal wat die Here op ons pad plaas. Dit was die gebruik vroeër van Christen gelowiges om op die opstandingsdag, die Paasdag, met splinternuwe klere kerk toe te kom, in die erediens te kom sit, om iets uit te beeld van hierdie nuwe lewe wat ons moet gaan lewe. En met hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe klere wat Christus vir ons gee, loop ons die toekoms tegemoet. Na die groot dag, as die tyd volgeloop het op aarde, en onder God se leiding, alles onder die een hoof, Jesus Christus, verenig kan word. Om dit te bereik, gee die Here ook vir jou en vir my gawes en talente, volop geleenthede, om voluit hier op aarde te wees, as instrumente in sy hand, om dit so spoedig as moontlik te laat aanbreek. Wat 'n heerlikheid wag daar nie op ons nie. Wat 'n heerlike taak het ons nie, om dit te mag uitvoer. Die gemeente, die gelowiges van Efese, hoe sou hulle hierop reageer, hierdie brief van Paulus? Sou hulle dit ter harte geneem het? Ek dink tog so. Want later, in die heel laaste boek van die Nuwe Testament, van die Bybel, in Openbaring, hoofstuk 2, word daar aan die leraar van die gemeente in Efese gesê, deur hom, wat die 7 sterre in sy regterhand vashou, en wat tussen die goue lampe rondgaan, dan sê Jesus vir hulle, ek weet alles wat julle doen, ek ken julle onvermoeide arbeid, en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is. Maar verder sien ek, julle volhard, julle het baie vir my naam verduur, en julle het nie moeg geword nie. Wat sal hierdie boodskap ook aan ons adres wees? Sal dit ook getuig van onvermoeide ywer? Ek hoop so, broers en susters, ek hoop dit vir myself so. Die vraag is vandag, wil jy en ek nog in hierdie deur mekaar wêreld vandag instrument in God se hand wees, om deel te hê aan sy heilsplan, sy bedoeling, met ons lewe, met die lewe van die hele wêreld, om alles onder Jesus Christus, ons hoof, te verenig.
As jy dit wil, broers en susters, trek dan die beste klere aan, die nuwe lewe in Christus. Gaan doen goeie werke elke dag van jou lewe, jou beste werke ooit. Gaan doen dit uit dankbaarheid, want dit was Paasfees. Die dood is oorwin, die nuwe lewe het deurgebreek. Ons is op pad na God se einddoel toe. Kom ons beweeg saam met God op hierdie pad. Amen. Kom ons dank nou saam. Ons Vader, dankie dat U ons wil gebruik. Baie keer is ons onwillig, Here. Luister ons net, maar doen ons nie. Baie keer begin die vlammetjie in ons harte brand, maar dan word dit weer so maklik uitgedoof deur bekommernisse, deur die hardheid van die wêreld waarbinne ons vandag lewe, of deur dinge waarvan ons nie hou in ons lewe nie. En dat ons dan begin rebelleer en in opstand kom. Maar Here, bo dit alles staan U liefde en U genade vir ons. Hierdie wêreld, weet ons Here, kan nie vir ewig so voortbestaan soos dit nou bestaan nie. Net nie moontlik nie. Alle tydelike dinge kom tot niet. Maar wat wel vasstaan, dat U vir ewig daar is en dat U ons wil saamtrek en saam wil lei na U toekoms toe. Onder ons hoof, Jesus Christus verenig, sodat ons vir altyd in sy vrede en heerlikheid by hom kan wees. Maak ons getrou, dat ons dit sal wil doen, dat ons sal wil werk, en dat ons U woord sal uitdra, nie net met woorde nie, maar veral ook met ons dade, ons werke, wat ons uit liefde vir U wil doen. Ons vra dit net om Jesus Christus, ons hoof en Here, se ontwil. Amen. Ons slotsang, broers en susters, is die baie mooi lied uit lied 524. Sing dit staande, as slotlied 524. God roep ons om met woord en daad vir hom te leef en werk. Kom ons sing dit staande, al die verse, dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën, en daarna sing ons die Amen uit lied 314. Nou 524, al die versies.
ontvang nou met biddende harte die seën van die Here, gaan lewe in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. In die skadu van die verlede en die drome van ons toekoms, is dit die Gees van God wat ons lei deur donker en lig. Met elke stap wat ons neem, leef ons in sy genade, ons harte gevul met hoop, geloof en liefde. Laat ons groei in geloof, laat ons gloei in sy lig, laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade, met elke tree wat ons neem, laat sy liefde in ons bly. Vir altyd in sy lig, vir ewig sien. Soos die wingerd wat vrugte dra in die seisoen van sy tyd, soos die sterre wat helder skyn in die hemel van die nag, ons lewe vir sy glorie, ons gee ons harte geheel, ons loop die pad van diens, nederigheid en waarheid. Laat ons groei in geloof, laat ons groei in sy lig, laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade, met elke tree wat ons neem, laat sy liefde in ons bly, vir altyd in sy lig, vir ewig sien. In elke storm en elke vreugde, ons vertrou op die Here, sy woord is ons gids van die oggendglans, door die laatste sonsondergang. Sal ons sy naam loof, vir ewig